Geseëndes van die Here was lank, maar baie lank vervolg. En dit wat ons ervaar as gelowiges van hierdie oomblik, is eintlik net 'n repetisie van wat was al. Al is die taktiek dieselfde, is die eindpunt 'n verskil. En daai jare was gelowiges in 'n vuuroond gegooi, in 'n leeukuil. En hulle het niks oorgekom nie. In vandag se tyd word jy doodgemaak vir jou geloof. Maar die wat agterbly wanneer jy na die Here gaan, het 'n legacy wat hulle na kan leef. Naamlik Jesus Christus. Geseënde van die Here, dis vanmôre wat ons in hierdie tyd moet besef dat ons nalatenskap vanmôre net een ding moet wees. Een getuienis moet wees en dis die getuienis van Jesus. Amen. Want ons is besig om in die vervolgingstyd in te gaan. Die feit dat die regering Here aksies in plek sit, is die waarheid. Maar ons as kinders van die Here sal staande bly, al is dit die laaste ding wat ons doen om die Here se naam groot te maak. En ons sal sy naam proklameer oor hierdie aarde en die hele aarde sal getuig van die grootheid en die goedheid van die Here. Dit sal 'n tyd wees waar kinders van hom baie nader aan hom groei. En dit sal 'n tyd wees waar die kinders wat nie aan hom hulle hart gegee het nie, verder weg van hom af sal beweeg. Maar wanneer elkeen die gelyke kans weer sal kry, sal daar tog wees wat op bekering kom. Hartseer, seer, bedroefdheid, depressie. Is hierdie wêreld se hoofopskrifte in elke koerant bly. Omtrent elke keer. Maar dit is tyd dat die kerk weer begin sê goedheid en guns, liefde en oorvloed. Bloedgewaste skoon kinders van die Here. Kyk wat het die Here vir my gedoen. Dalk moet ons eie nuusberig van nou af begin skryf. Here, maar mag dit wees dat ons van nou af, van hierdie oomblik af, Here, waar ons gaan, sê maar kyk wat het die Here vir my gedoen. Kyk, hy het my daar gaan uithaal en hy het my daar gaan plaas, maar ek moes deurgaan. Ek moes leer. Die pad was hard, pad was moeilik, maar die rus van die Here is die moeite werd. Daarom gelowige van die Here, ek bemoedig jou vanmôre in hierdie gebed. Raak ontslaaf van daardie spykers wat jou seermaak. Raak ontslaaf van die laste van die wêreld en skud dit af. Want wanneer jy dit afskud en wanneer jy net besef dat die kleed wat jy ontvang vanaf die Here is, wat 'n oomblik dit sal wees. Here, ons nooi vanmôre in hierdie woord tydsperiode in, Here, waar ons woord gaan deel vanmôre. Ek bid vanmôre dat die woord, Here, soos 'n tweesnijdende swaard sal wees wat op die murg van elke gelowige gaan vanmôre. En die murgbeen raak sal sny, Here, sodat hulle dit in diepte sal ervaar vanmôre, Here.
Mag dit 'n tyd wees waar ons vanmôre lering kry, Here. En mag ons braaf genoeg wees, my koning, om te sê, of mans genoeg wees, om te sê, eina, as ons verkeerd was. Maar dankie, Here, vir u goedheid. Ek vra, Here, dat hierdie woord vanmôre nie 'n afskrik sal wees nie, Here, maar tog 'n bemoediging sal wees. Heilige Gees, ek vra u nou, Here, om as gasspreker te dien vanmôre in hierdie huis. Ons is nie vanmôre hier om harte te beseer nie, my God. Ons is vanmôre hier om die harte reg te kry in lyn met u, Here. In Jesus naam. En amen. Prys die Here, u mag maar sit. Halleluja. Ek sê vanmôre vir Jan, toe ons aankom en ons begin, ons gaan oefen, sê ek vir hom, daar's 'n lied in my hart vanmôre wat so van donderdag af in my hart sing. Nou jy weet nou, wanneer jou hart harder as jy begin sing, dan moet jy weet, daar's iets fout met jou mond, is dit nie? En ek staan so, donderdag aand staan ek daar by die huis, en hierdie lied sing, en hy sing net. En net die wysie, van there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. En net daai stukkie. En hy sing, en ek sê, Here, hy sê, my kind, as jou hart my sing, moet jou lippe op my besing vanmôre. En ek begin daar lostrek, en nadat ek vir net ook aangesteek, en ons sing. Die hele huis, net daai stukkie. En die Here se salwing kom neer. En ek besef net weer eens, dat wanneer jou gees in lyn met jou God is, dan kan alles maar kom wat wil kom. Hulle gaan tweede kom. Halleluja. So met daai lied in my hart vanmôre wil ek met jou kom deel. En ek gaan vir jou vra om saam met my te blaai na een van jou gunsteling hoofstukke, hoofboeke in die Bybel, die boek Openbaring. Halleluja. Halleluja. Verlang, ek moet bieg, verlang was hierdie boek vir my, Here, en ek het hom so 'n sideline. Ek het net die nodigste gelees en dat ek hom toegemaak. Maar vandat ons hierdie Openbaring reeks begin doen, dis toch so baie mooiheid wat uitkom. Al is daar nou so 'n bietjie tigtiging wat die wêreld gaan tref, soos julle weet, maar vir die gelowiges, prys die Here, is daar 'n liefde vir die Here in hierdie boek. En ek dank die Here dat Johannes dit vir ons opgeskryf het, om vanmôre met julle te deel. So was aan my Johannes nou ook, Johannes 20, Openbaring 20, dalk is dit 'n profesie, Johannes 20, maar Openbaring 20, as jy daar is, sê vir my amen vanmôre. Het is net na Genesis, en is net voor die woordelys in die Bybel. Prys die Here. Openbaring 20 vanaf vers 11. Dit was nogals profeties. Johannes 20 praat oor die leë graf. Halleluja. Openbaring 20 vers 11 tot 14. Is jy daar? Here, mag elke woord wat vanmôre gelees word 'n woord van bemoediging wees en 'n woord van waarheid wees. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een, hoofletter E, menende die een, die Vader of Jesus, né? Wat daarop sit. Die aarde en die hemel wat het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan en die boeke. Dis nie singular die boek nie, en die boeke is oopgemaak. En dan praat hulle, dit is die boek van die lewe. Okay, hierdie woord het baie boeke in hom, hoofstukke, né? Halleluja. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was.
En die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Die boek het elkeen geoordeel wat hy gedoen het. Nee? Nou sê die woord, en hoor mooi vanmôre, die woord praat van 'n enkelvoud. Nee, nie plural nie. Hoor mooi, hy sê, toe is die dood, nie die dode nie, die dood en die doderyk, en die vuurpoel gegooi. So eerstens wat die Here vanmôre kom sê is, dit is weggeneem, dit is oorwin. Maar daar's 'n maar vanmôre, daar's 'n komma, né? Dit is die tweede dood, die vuurpoel. Dan sê vers 15, hy sê, as daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So vanmôre wil ek vir jou kom sê, dat die eerste, die dood en die doderyk, twee aparte, is vanmôre eerste, nie die mense nie, hoor mooi, dis 'n singular, nie 'n plural nie, is in die vuurpoel gegooi. Toe, die mense wat se hart nie aan die Here gegee is nie, was toe ook in die vuurpoel gegooi. Dit praat vanmôre van die genade van die Here. Die genade van die Here wat deurkom, selfs op die oordeelsdag. Ons moenie dink as ons hart nie aan die Here behoort, ons gaan nie die oordeeldag vryspring nie. Hoor mooi wat ek sê vanmôre. So vanmôre wil ek met jou gesels oor, is jou naam in die boek? Sjoe, pastoor, ek weet nie, suster, broer, dan moet jy vanmôre sekerheid hê. Is jou naam in die boek? Nou as elkeen se uitpunt vanmôre is om vir die eendag voor die Here te kan staan, en dan wanneer ons werke getoets word en getoets word, sien dit dat die deur 4 getoets gaan word, dat dit moet staande bly, is dit nie? Tjoe, die gemeente is stil vanmôre. Die Here praat vanmôre met iemand. Halleluja. Die luister julle. So ons eindpunt vanmôre is, dat ons definitief eendag voor die Here wil staan. Is dit almal se uitpunt vanmôre? Wil jy dit bereik vanmôre? Prys die Here, jy is op die regte pad. Maar die vraag is, gaan jou werke deur die 4 toets kan staan? Dis die vraag vanmôre. Is jou naam in die boek van die lewe? Want as hulle die register oopmaak, en hulle dit oopmaak en sien, John, wanneer van hier is jou naam? Nee? Annerie, daar is jou naam. Halleluja. Jan, nee, ek grap het, jou naam is daar, halleluja. Waar is Jan? Maar prys die Here dat wanneer jy jou naam gaan hoor in die boek van die lewe, wanneer hy gelees word, gaan jy weet, Here, my plek is by U voorberei. En dis die hele punt met Johannes se stuk vanmôre uit die woord van God, is dat wanneer jy voor die Here gaan staan, en die Here gaan vir jou sê, welkom getroue diensknegt, dan gaan jy weet, Here, ek is vanmôre by 'n plek. Niemand gaan my kan wegvat nie. Amen. Maar dieselfde asem wil ek vanmôre met jou deel, dat jy vanmôre dit ook kan mis. Halleluja. Nou eerstens vanmôre, elkeen van ons is geroep om ons naam in die boek van die lewe te hê. Amen. Elkeen wat hier sit vanmôre is geroep sodat jou naam in die boek van die lewe moet wees. Hoe weet ek dit vanmôre? Hoe kan jy weet dit vanmôre? Jesaja 43 vers 1 sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, o Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is. Ek het jou op jou naam geroep, jy is. Ek wil nie met dit wees, dat jou brein dit moet hoor. Ek het jou op jou naam geroep, jy is. Hoe weet ek my naam kan in die boek van die lewe staan, want hy het my by my naam geroep, ek is syne.
En weet jy, wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan kom hy met sy seer en hy sê, approved. Wie was al by binnelandse sake, as jy dokumente moet laat gaan, dan kacha, hulle dit so. Nou dis presies, wanneer jy sê, Here, hier is my hart, dan sê hy, approved. Gemeente, ons kan vanmôre met sekerheid weet, dat ons is vanmôre in sy koninkryk. Menende, voordat jy gebore is, voordat jy even gevorm is, het die Here jou al geroep. Jy is geroep, kind van God. Jy kan vanmôre uitstap en sê, ek is 'n geseënde en geroepene van die Here Almagtige. Die Here het geweet, jy gaan sy kind wees. Hy het natuurlik geweet, daar gaan 'n paar wees 'n bietjie van die pad af dwaal, maar hy het ook geweet, hulle gaan terugkom. Okay. Die Here het al geweet, voordat jy jou eie keuses kon maak, dat daar 'n regverdige kans aan jou toegedien sal word, om jou naam te sien staan in die boek. Daarom wil ek jou vra vanmôre, is jou naam in die boek opgeskrywe? Is jou naam geheg aan die Here? Is jou naam geanker in die Here vanmôre? Is jou naam nog steeds in die palm van die Here gegraveer? Want met dit gesê, geseëndes, kan ons vanmôre daardie merk mis. Ek sien nie dis 'n merk nie, ek sê praat van die einddoel. Ons kan dit mis. As jy vanmôre die keuse maak om dit nie aan die Here te gee nie, om jouself nie aan hom oor te gee, sodat hy in jou kan openbaring bring, kan ek vanmôre met alle eerlikheid sê, as John, nie as pastoor nie, dat ons gaan dit mis. En ons baie keer elemente wat ons verhoed. Maar hoor wat sê Openbaring 3 vers 5, en as jy jou Bybel het, draai saam met Openbaring 3 vers 5 doen. Ek het hierdie stukkie skrif seker nou al, ek sal nie sê 100 keer gelees nie, maar ek voel al so. Maar dit is 'n stuk skrif wat nooit, maar nooit die geseënde van die Here beskaam sal staan, dit staan nie. Ek wil vers 2 lees en dan vers 5, is dit reg met u? Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het. Dit praat van ons wat oorgebly het, nog voordat ons na die Here toe gaan, die wat al voor ons na die Here toe is, nê. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Ek wil vanmôre vir julle sê, die kerk moet wakker skrik. Ek gaan dit elke Sondag sê. Hoekom? Die kerk slaap. Halleluja. Wat op die punt is staan om dood te loop, wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dan sê vers 5, hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sê sal my behaal. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. So menende vanmôre, kerk van God, elkeen wat nie gaan oorwin nie, gaan nie die koninkryk behaal nie. Hoe gaan ek mis vanmôre om die koninkryk te behaal, is wanneer jy nie gaan oorwin nie. Wanneer jy vanmôre gaan oorwin, gaan die Here jou wakker maak, hy gaan jou versterk en hy gaan jou stuur. As jy dink die kerkwêreld se werk is nou moeilik, wag vir die dae wat op pad is. Dit gaan nog moeiliker wees. Eintlik kan ons sê die pastoor het nou 'n rusfase. Want die werk wat kom is werk. Halleluja. Maar ek sê hier vanmôre om jou bang te maak, mens hier vanmôre om jou bemoedig. Nou die sleutel antwoord van hoe dit is om nie die koninkryk te mis vanmôre nie, hoe om te weet my naam is in die woord, in die boek van die lewe is, lees daai stukkie vers wat sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Jy sal jou nuwe kleed ontvang. Nou as jy kyk na oorwinnings, beteken in die Grieks, dit beteken nikao, wat beteken overcome of overcomes, overcame, conquer, conquering or overpower. Sjoe.
Daai woord het my getref. Overpower. As jy kyk na die woord, nou overpower is Afrikaans is oorweldig, is dit nie so nie? Halleluja. As jy kyk na die woord klere of clothing, is dit piribalo, wat beteken clothed, clothes, wearing, dressed, wear, or for clothing, or wrapped around. Omvou. As jy kyk na wit, praat dit van lukos, wat light beteken. Ons almal weet wat die lig is vanmôre. Amen. So dit wil vir my sê vanmôre, wanneer jy vasgebind is, kan jy nie oorwin nie. Wanneer mense in losbandigheid vasgebind en optree, dan oorwin jy nie. Wanneer jy haat en haat optree, oorwin jy glad nie. Wanneer jy in onvergifnis lewe, oorwin jy nie. Wanneer jou getuienis skade kry en jy jou getuienis skade doen, oorwin jy nie. Wanneer jy aanhou sondig, oorwin jy nie. Maar wanneer jy in jou teen die woord draai, in plaas daarvan om teen die wêreld te draai, oorwin die wêreld jou. Ek is eerlik vanmôre. Wanneer jy in die kerk sit en jy weet jy het talente om die wil van die Here te doen, maar ons gewoontes verhoed ons om deel te wees van 'n bediening, oorwin jy glad nie. Maar die beste part vanmôre is, wanneer jy wel tot inkeer en bekering kom, dan sien ons jy's overpower die sonde. Jy oorweldig die sonde. Menende jy oorweldig die sonde so baie dat jy omvou word met die wit lig. Amen. Praat ek te vinnig. Is baie opgewonde om dit te deel. Wanneer jy haat oorweldig vanmôre bonatuurlik, dan word jy omvou met die lig. Jesus, né? Wanneer jy die seer oorweldig vanmôre oor bonatuurlik, dan word jy omvou met die lig. Wanneer jy die onvergifnis oorweldig bonatuurlik, dan word jy omvou met die lig. Wanneer jy die hartseer oorweldig bonatuurlik, dan word jy omvou met die lig. Wanneer jy jou getuienis weer verklaar, oorweldig jy die gebrek aan hom bonatuurlik met die lig. Wanneer jy losbandigheid oorweldig bonatuurlik, dan word jy omvou met die lig. Wanneer jy die liefde vir sonde en die gewoontes oorweldig met die Here se krag, bonatuurlik, dan word jy omvou met die lig. Wanneer jy die Satan weerstaan, bonatuurlik word jy omvou met die lig. En vanmôre wil ek met jou deel, dat wanneer jy sê Nikao Parabola Lekos, oorweldig en word ek omvou met die lig vanmôre. Dit moet vanmôre vir jou 'n sentimentele ding wees wanneer jy na die Here kyk, wanneer jy omvou word met die lig. Halleluja. Wanneer jy enige sonde oorweldig, dan sal jy altyd omvou word met die Here. Altyd. Want dit is wat beteken wanneer jy oorwin, jy oorweldig die sonde wat jou terughou met die Here se teenwoordigheid. Dat sy lig aanhou skyn oor jou en die sonde wegvat. Wanneer jy omvou die sonde met die Here. Jy maak hom toe. Amen. Wanneer iemand tot bekering kom, dan sê ons altyd vir hulle, dat jou sonde was hier. En dit was die getuienisse van jou sondes. Maar die Here se lig kan nie skyn nie. Hy kan jou nie betref nie, want daar is sonde in die pad. Maar wanneer jy die boek op hom sit, kan die lig weer skyn op jou. En dis presies wat hier gebeur, gemeente van die Here, is dat wanneer jy tot inkeer kom, wanneer jy vanmôre besef, maar ek het die Here nodig, wanneer jy vanmôre besef, ek gaan dalk die moontlikheid hê, dat ek die punt gaan mis in die lewe, dan sê die Here, maar wag eens 'n bietjie. My lig skyn op jou. Jy sien, en baie keer kom die vyand en herinner jou dat jy is so 'n bietjie van die pad af, nee.
Jy is 'n bietjie daar van die pad af. Kom bietjie terug. Nee. En baie keer moet jy vir die Here, moet jy vir die vyand ook sê, maar luister, ek is in die wil van die Here vanmôre. Wat gebeur as ek die boek mis? Kan ek met jou hartseer deel vanmôre? Wat gebeur as jy die boek mis? As jy eendag voor die Here staan en hy sê, ek het jou nie geken nie, gaan weg voor my. Harde woorde daai, nee. Woorde wat baie mense gaan hoor. Die kerk is stil vanmôre. Halleluja. Wat gebeur as ek die boek mis vanmôre? Openbaring 20 vers 13 tot 15 sê die volgende. Die see en die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi, menende die dood en die doderyk is weggevat van die ekwivalensie af. Hy is weggevat. Hy is klaar oorwin. Die woord sê dit, ek nie. Ek is nie so slim nie, die woord is slim. Dis die tweede dood, die vuurpoel. Toe sê die Here, en as daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Nie daar geplaas nie, gegooi. Wat doen jy wanneer jy die sonde afskud? Jy gooi dit af, nee. Jy trek die kleed uit wat vuil is, trek die nuwe kleed aan. So wat dit beteken vanmôre is, wanneer jou naam nie in die boek geskrywe staan nie, mis jy enige kans vir die koninkryk vanmôre. En dis vanmôre soos 'n deadline. Ons wat vanmôre werk en wat vanmôre in die werksindustrie is, ken deadlines, nee. Ewen op skool, daar's deadlines, nee, take wat ingehandig word. As jy oor die taak se datum gaan, dan beteken dit jy kry 0. Ons in die werksomstandighede, as ons oor die deadline is, beteken dit ons kry 'n warning, 'n waarskuwing, nee. En dis vanmôre hoe dit is met die boek van die lewe. As jy oor die deadline is, dan is dit soos wat die woord sê, deadline, dead. Klaar. En ek wil vanmôre kom bemoedig, moenie oor die deadline gaan nie. Wees in tyd met die deadline. Die Here gee ons die kans nou. Net jy kan vanmôre kies of jy dit gaan maak of nie. Maar wanneer die gelowiges se naam nie in die boek van die lewe staan nie, meen dit dat hulle die deadline gemis. Hulle het hulle kans verbeur, soos die Afrikaans sal sê. Die woord is duidelik vanmôre dat wanneer jy jou naam in die boek van die lewe nie gaan ingaan nie, mis jy jou kans tot die koninkryk. Maar pastoor, wat van daai kere? Daai kere het gebeur. Wat van die deadline wat voor ons lê? Ons kan kies vanmôre wat ons waant ons gaan. En die deadline vanmôre is, liewe gemeente, sodat jou hart in lyn en reg moet wees vir die Here. We need to be ready to preach the Lord's word. Wanneer jy die deadline mis vanmôre, is jy verlore. Jy gaan nie saam met die gelowiges wees nie. Jy gaan nie. Maar wanneer jou hart vanmôre in plek is, gaan jy elkeen kan sien vanmôre wat by die Here staan. Woord sê die mense wat in die vuurpoel gegooi is, menende die dood en die doderyk was oorwin. Maar nog steeds was daar mense wat in die vuurpoel moes gaan. Hoekom? Want hulle het geweier om die deadline te gehoorsaam. So vanmôre wil ek jou kom bemoedig dat ons tyd moet gebruik. En ek weet daar's baie mense wat hier sit en hulle hou van hulle ou seepies op die TV en hulle hou van hierdie tydjies saam met mekaar en hulle hou van daai saam met mekaar. Maar ek gaan jou uitdaag vanmôre as herder van die gemeente om net 'n uur te vat 'n dag ten minste. Begin by 'n uur. En sê hierdie uur is myn God se. Hierdie uur is my koning se.
Want ek wil eendag voor hom kan staan en sê, Here, verwelkom U my in die koninkryk. En almal van ons wat vanmôre sit sal die woorde wil hoor. Well done, good and faithful servant. As jy dit nie wil hoor vanmôre nie, dan kan ons vir jou bid. Want iewers is daar dan ietsie wat verkeerd is. Lewe vanmôre vir die woord en vat jou oorwinning. Ek sluit af met die volgende skrif en ek wil bemoedig daarmee Johannes 20, Johannes 20, ek moet hom dalk net lees. Johannes 10 vers 28 tot 29. En ek wil iemand om saam met my lees vanmôre. Sal jy so goed is om saam met te lees vanmôre? My skape luister na my stem. Amen. En ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Hoe weet ek my naam is vanmôre in die boek van die lewe? Niemand kan jou uit die hand van die Here ruk nie. Niemand kan jou wegstoot nie. As die Here jou eers gevat het vir hom, soos hy jou geroep het, kan niemand jou wegsvat nie. So jy behoort vanmôre klaar aan hom. Jy het klaar 'n destination waarna jou pad is. Moenie laks word en tou opgooi nie. Moenie opgee nie. Anders gaan jy die geleentheid mis. Kom ons sluit ons oë. Onthou vanmôre wie is jou oorwinning, gemeente. Halleluja. En wat gebeur wanneer jy oorwinning behaal? Die Here seën elke stap wat jy gee. Wanneer jy as gemeente die situasie oorweldig, val die lig van die Here op ons elkeen. Ons word omvou in die lig vanmôre. Here, en vanmôre wil ek bid dat U elke gemeentelid vanmôre sal vashou en ondersteun. Baie van ons vanmôre is werklik, Here, in U hand en ons maak staat van U hand vanmôre, Here. Ons maak staat op U dat U vanmôre die een is wat deurkom vir ons. Here, as daar 'n dag is wat ons nie U nodig het nie, Here, is dit alleen. Here, in hierdie tyd waarin ons is, Here, sê ons dankie vir die reënval vanmôre. Ons sien dit ook vanmôre as skoonheid, Here, dat U kinders kon skoon was vanmôre. Die aarde waarop ons loop vanmôre, kom was U skoon, sodat daar opnuutheid in die gees kan plaasvind. Elke ding wat gebeur, Here, het sy doel, het sy perfekte doel, Here. En ek wil vanmôre vir U vra, Here, kom leef saam met ons, dat ons daai doel kan bereik. Ek vra ook vanmôre, Here, kom hou ons vas in hierdie tyd waarin ons is. Kom hou ons vas in situasies wat ons self bevind. Baie van dit is waarvoor ons nie gevra het nie, Here. Maar U sê wie oorwin, sal wit klere dra. En die naam van hom sal nooit uit die boek van die lewe verwyder word nie. Mag dieselfde oorwinning ons vanmôre net vashou en deurtrek, Here. Ek vra dit vanmôre in U naam alleen. Geen maar ander naam kan dit doen vanmôre nie. Net U se. In Jesus naam. Amen. Amen.